49 Magaliesberg Avenue. Dis weer ons. Maar die keer, die conversation ga je van nou. This conversation, you need to hear, you need to listen. Because ons komt van iewers af, man. Somewhere is onze oorsprong. So, we have a very special woman in studio. We headhunted her because the knowledge, the history, the depth of our communities, they are all contained in Antivel. So, ek gaan nie nog enige tyd mors nie, because ons het baie om oor te praat. In die studio today, we've got my co-host, Shawan. Good afternoon. Good afternoon, Shawan. Shawan, Good afternoon, Ash. jy gaan jouself baie geniet. You're going to enjoy yourself so much. And those who are sitting in also, you're going to enjoy this because as young people, you need to hear the richness of this. But in any case, I want to introduce to everyone Antivel Lebon. Antivel, welcome to our studio. Thank you so much for the invite. I truly feel honored. You know, sometimes you ask questions and you ask God, why am I here? Yeah. We are here for times like this. Because we need to pass on the knowledge and what we've learned. And it was humble beginnings, man. Ek kom uit 'n huis uit waar onze stoele was vastgemaakt met hengerdrade. As jy bietjie vet is, dan sê ons glad veel voor die inkom, moenie bly voel dat jy gaan val. Dit is die armoede wat ek ken. En ek vergeet nooit van waar kom ek nie. Daar was altyd genoeg. Soos ek voorheen gesê het, ek het nie geweet wat is poverty nie. Jy gaan speel in die mense se jare. As dit lunchtime is, die auntie sê nie veel gaan huis toe nie. Jy eet wat hy kinders eet, pap en cabbage, pap en bene, pap en dit. Weet jy, ons het dit nie eens pap en bene en pap en cabbage geroep, ons het gesê is kos. Because is al wat ons geken het en iets versadig. Maar daar was soveel liefde. Ons het nie die woord poverty geken nie. En ek sê, die was die eerste liefde waarmee ons groot gemaak is. En dit het gebly met ons. En I still say today, dat as ons so lief kan wees vir mekaar, se kinders, soos al die ouers vandaag lief gewees het vir ons, sal die beter wees vir die gewees het waar ek vanaf kom. Want nou is dit nou nie deur die venster kyk en sê, die ding gebruik drugs, die ding verkoop drugs. Jy het die reg gehad om op te loop na die kind toe en te sê, die dinge wat jy doen, het net twee way out. Tronk of die graf. Vandag is jy bang om die te sê vir 'n kind. As hy kind om haar gaan sê, hulle gaan terugkom na jou toe, jy kan maklik die graf sien, jy voor nog, hy kan dit sien. Because jy die waarheid gepraat. Het is hartseer om te sien wat het geword van ons as mense. Ek sê altyd dat dit begin by die Nike tekkies. Ek sê vir my kinders so. Ja. As jy nie 'n Nike aan het nie, kan jy nie daar by die kinders gaan speel. Hulle gaan sê, if you say, hoe is hy 'n Pep Stores outfit wat jy aan het, hoe is hy 'n Ackermans outfit en. Toe ons almal Pep Stores en Ackermans gedra het, we were quite fine with each other. Nou sê ek vandag, as ons al die Nike's steel, die kinders, some of them, jy kan nog eens loop nie, dan sien jy die kind sit op die massa skoor en die kind 'n Nike tekkie aan. Wat al die geld invested in education, you won't be sorry. Dit is die beste investment wat 'n ouer vir sy kind kan gee. Education. Jy moet baie onnoosel is om hooggeleerd te wees en te wil rondom met te gaan. En die kind wat geleerd is, gaan terugkom en sy ouers oppas. Nou, lewe ons almal van sassa. Dit was 'n skande om op welfare te wees back in the day. Nou for real, om te sê nie ons Canada Fees. Ons vind toch die mense, dit vind toch op. Ek het nie gehoor wie is op Canada Fees nie. Wie kry geld van die staat af nie. Want daar was genoeg werk. Net lui mense
het eintlik 'n Calendar Fees toe gehardloop. En hulle moes bewys het. Wat maak dit vir hulle onmoontlik om te werk? Nou, en wel, what was Calendar Fees? Calendar Fees was soos Sassa vandag. Maar dit was specifically nou vir kleerlingmense. Ek sal nie presies weet wat het daar aangegaan nie, maar ek ken mense wat in ons gemeenskap gewees het, wat ek nie gematrikuleer het, wat daar gewerk het eventually. Dit was 'n welfare system gewees. So, daar was mense wat gebenefit van het. En hoe vind jy die ding uit? Skoolfonds tyd, by die skool. En hy het die skoolfonds toesien, op 'n maandag. Ons was 6 kinders. So my mamma het 12 cents gegee. Maar by dan sê sy, ek gaan net 3 van julle gee, ek het nie 12 cents, ek het net 6 cents. So dis elke Kind vat 'n 2 rand skool toe, every Monday. every Monday. Daar was ons skoolfonds en strandfonds. En die ander ding is, soms het ons is nie ons geskooel vir die. Die cent was ons vir die skool, en die ander cent was vir strandfonds. En daar was hy jare, toe gaan die kinders Durban toe, Transhaven toe. Ja. So die cent was vir Transhaven. So, kinders in die gemeenskap wat nou regtig arm gewees het, wat jy sien, die kom die kind ook Kaalvoet skool toe, ne? Die kinders het die voorreg gekry om bietjie 3 maande weg van die huis af te gaan, Transhaven toe, By die see. by die see. So, julle wat ook maar nou hier by die huis is, julle wakker, hy kan moet terugkom, en julle kom sê, hoe lekker by die see, want dan was ons sê, ons ouers het hier regtig kar gehad nie, en daar was nie die voorreg nie. Party kinders het seker Durban toe gegaan, maar ek was nie van hy kinders wat moet gaan werk het vir 'n baas voor die see kon gesien het. Auntie wel, why is it that those years it was easy to go to sea, you know? There were provisions made to go to Transhaven. And you know, I remember very clearly that I was forced every year to walk around with the Transhaven uit die donkerte na die lig bly, maar ek het nooit by Transhaven uitgekom. Ek is nou nog bitter, maar ek gaan nie daar nie. Maar dit is jou background. Moenie vergeet nie. As jy nou terugkyk, vat miskien net 1 klas wat jy in gewees het. Jy's 'n ledsman. Dis die ander ding wat ons toe later uitgevind het. Okay, daar's 'n hele paar groot kinders wat they completed their schooling, hulle werk. So die kinders van huis word goed nagesien. Hulle kyk op jou uniform, jy kom nooit Kaalvoete huis toe nie, skool toe nie. Dan kry jy nog weer hy kind, waar dan net 'n ma alleen is. Ja. Die pa het miskien seep gaan koop of die pa is oorlede, dat en die ander, die mense wat regtig sleg gaan. Daar is eintlik die mense wat jy miskien geweet het, nee, hulle kry fondse van Calendar Fees. No, en Daai die hoof het geweet iets wie dan. nee, daai weet ek. Die hoof het vir my op my naam en ons was baie mense. En hy het ek was ek nie so mondig nie, ek was 'n baie stil man. Maar en wel, die hoof het my geken. Nou, why is it, Auntie Vel, that when you think of Westville or Old Western, the word harmony comes up? Because what I've been hearing from you since you started talking, Auntie Vel, I hear harmony. You know, there's 2 things that I still believe in today's life that really stole that harmony from us. 1, politics. And actually the first thing was gangsterism. En nou sê ek nou, 'n kind se ma, ek wil nie sy naam roep nie, want ek wil hulle nie groot maak, die duivels nie. Ek behoort aan die groep en jy behoort aan die groep. En nou is die man ook sommer nou deel van die ding. Nee, my kind is 'n die en die is die mense wat hom wil beseer en wat. But it also came with drugs, and drugs is die grootste duiwel in ons gemeenskappe. Want dit destroy nie die Jose alleen nie. Dit destroy die hele familie. Want hy kan moet steel van my af om sy fix te gaan kry. En dit is waarom ek so kwaad is, dat daar even so iets is in ons gemeenskappe. Dit het ons kom totally destroy. Nou die mense wat drugs verkoop. Ek het 'n conversation met my dogter nou in die week gehad. Ek dink ek kan dit nie mention, want dit is nou 'n sensitive storie.
waar sy vir my sê, ja, soms kyk jy uit jou venster uit, soos David uit hom venster uit gekyk het en gewonder, hoekom het hy mense die problems, my problems. En hy sê, maar die mense, hulle verkoop drugs, dit gaan goed met hulle, ons moet diep in ons sakke krap net om 'n loafbrood se geld te kry. Al wat ek weet is, om 'n reguit lewe te lewe, is 'n goeie lewe. Want as die Here kom, dan maak hy baie seer. Ek weet van drugdealers wat geliefdes verloor, loved ones. Guys wat hulle miskien university toe gestuur het met hy bloedgeld. Ek sê altyd vir my kinders, ek sal liewer droë brood eet, voor ek 'n loafbrood eet wat die bloed so uitdrup. Dan gaan slaap ek liewer honger. Nou, dit is die dinge wat ons begin het skei van mekaar af. Want jy is besig met verkeerde dinge. Ek in my armoed in, probeer nog al die tyd op die straight and narrow road te loop. Nou begin die trouble. Kom met die kinders. Hy kind het 'n neitjie, ek soek ook 'n neitjie. Want hulle het ons al die jare saam gespeel. Ja. Maar ek verkoop mos nie die goede wat hy mense verkoop nie. Jy gaan moet wag tot ons geld het vir dit. Maar hoekom entertain ek eintlik my kind? Ek moet eintlik vir hom sê, weet jy wat? Jy kan 20 paar netjies koop die dag as jy skool klaar gemaak het. But right now, ek kan nie 'n netjie veel koop nie. Al wat ek veel kan koop is 'n paar skoolskoene. Maar nou begin die division hier tussen die neighbors. So en het spread in die community. Wat ons die kinders hier nie huis in leer. Hulle bring dit uit na die straat toe. Nou, Antiewel, wat ek kan onthou show in, een ding van Ou Western wat ek nooit sal vergeet, ek was tot standaard 3 in Ou Western toe ons trek na die nuwe huise toe. Die nuwe huise. Ja. Ons gaan nog by die Ja. pedestrian courts huise versus Die ander huise waar ek bly, ja. en dan was die. Maar Kersdag, dat is mos die verskil gehad tussen die gladiators en die crusaders. So, elke keer man, op 'n Kersfees, dan is daar 'n prime stofie langs aan, op die gasstoof, maar hy warme kan, hoorie, is instant a gladiator. As hy kom, hy, Dat moet daar van, dan sy blink nie net, hy sien net glad, Met Vaseline blink aan. op met Vaseline aan, en hy arme En die kind net rook so sit. trek deur die huis. En 'n arme kind moet net so sit. Maar dat jy wel, Jy moet gaan daar is, so. ja, Suffer for beauty. hey, but where did it all go wrong? You know, also, times change. And then things evolve. Ons het mos die warm kam een kant gesit vir Campura en Medistel. Maar as ek so iets kan onthou, waar het verkeerd gegaan met vandag se generasie? Where did it all go wrong for today's generation? Where we are celebrating in studio but lamenting outside this door. By the rivers of Babylon where we sat down Yes, and then we wept when we remember Westbury. correct. Jy weet, wat ook gebeur het is, ek sê dit altyd, ons rejoice in mekaar se pyn deesdae. As dit nie goed gaan met jou, dan sê ek bly. When I do go there, I don't go there with a pure heart to find out what happened. What went wrong. Ek gaan daar om 'n praatjie te gaan kry. Dan by the way, die neighbor praat mos nie met jou nie, so sy kan nou nie kom vra nie. Ja, jy verstaan nie. Maar ek kom nou daar om vir haar die storie te kan vertel. Met 'n styl uit. My oudste seun is tronk op die ouderdom van 16. Sjoe, uit iemand geskiet in Westbury. Iemand wat hom geplaas het. Westbury se mense ken die storie. Ek sê altyd hy is ons storie, ek wil dit nie sê nie. But die dag kry my kind 10 jaar. Ek is so devastated. Jy weet die Here maak ons dat dinge gebeur in jou lewe om jou beter mens op te maak. Want ek het ook mos nou toe getrou en
Lebon geword en die Lebons is baie hoogmoedig en ek dink 'n bietjie van hy hoogmoed het aan my afgesneeu. En ek wil ook nou voel om te sê nee, ons is nou uit 'n beter stof gemaak. Here, hy is die grootste fout wat enige van ons kan maak. Ons is almal uit een stof gemaak. En as God jou wil gebruik, gaan hy jou op 'n pad vat wat jy nog nooit geloop het nie. Toe ek nou begin hof loop en tronk loop, toe vra die Here, why are you doing this to me? Ek is PRO by die hypermarket, ek is by skole, ek is by ek doen golf days om ander soos die school of the deaf, die coronation wil gestremde kinders om fondse te reis vir hulle. Ek staan daar met die groot R100,000 checks en hier by die huis het ek nog groot probleme, ek loop hy kort. So vir die Here gevra hy het my onmiddellik gesê, ek hoor die Here se stem, want jy is nie beter as enige mens nie. Dis jou pad. Ek het teruggegaan, gevangenis toe sê ek vir my kind Royston, die Here wil ons iets leer hierso. Wat hy vir jou wil leer, weet ek nie, maar vir my, ek moet afkom van hy hoopbeer wat ek gesit het, waar ek gedink het ons is beter as ander mense, want ons is nie. Hy sê om my weer nederig te kom maak. Jy gaan ook moet uitvind wat dit is wat die Here vir jou wil leer. Want jy's conceited. En kyk waar die Here ons bring. En dit was 'n goeie ding. Ek en hy albei het gesê we're not going back there because to me life is a school. You are in grade 1, you learn, you get done and you go to the next grade. Jy moet baie dom is om grade 1 te fail en weer terug te gaan. So ek sê going to prison, visiting prison, going to court. That part of our lives is over. It is a chapter that we've closed. If somebody comes for advice, yes, this is the advice, but we're not going back there. And thank God that is what we do with every challenge that we face in our lives. Het is ook baie belangrik om te weet dat wat met jou gebeur is nie 'n curse nie, is 'n challenge om 'n beter mens te word. Ons is almal hier op die aarde om beter as gister te wees. Ek kyk nooit my neighbors aan, dink ek maar hulle lag seker van my probleem. As hulle lag, dan is hulle onkundig. Want niemand weet wat voor sy deur lê nie. En in elk geval, in die dag word Royston 10 jaar gestraf. Ek kom huis toe so broken, ek weet nie wat het gemaak het, ek ook hy oggend 'n swart rok kan sit nie. My pa kom. Hy is vol anties. Ek hy ook. My pa sê, sorry man, waarom het ek die tent opsit? Ek sê, wat 'n tent? Hy sê, dat mos nou 'n funeral hierso. Ek sê, nee. Hy het in die klein straat gehoor, Royston het 10 jaar gekry. Ons moes dan om grandchild en die eerste grandchild, en hy is lief vir hy kind, hy sê vir hy mense, hoor die anties, julle het hier gekom, om te kom kyk, hoeveel emmers trane stort my kind, vaker. As een van julle, ander week kan terugkom, met 'n koekie seepa, om hom gesig te was daar in die tronke, dan sal ek sê, julle was hier, want julle is genuine. Ek sê nog nie, dit moet nie so praat met die mense nie. No one came back. I walked that path on my own. Gereën een oggend. Ek sê, Jana, my suster, ek het hulle gebel, hulle sê hulle gaan keer toe. My vriende gebel wat ek mee gepaard het, hulle het almal hulle dinge wat hulle doen. Dis reg. Dit was nie hulle journey nie, dit was my journey. God spoke to me, it was my journey. Ek moet deur die reën geloop het. Ek moes keer toe gegaan het, dit was hulle journey. So dit is wat ek ook wil bring tot elkeen se ander. When you go through a difficult time, moenie 1000 mense soek om jou regtig te support nie. It's your journey, walk it. Ja, dis wat jy moet tegemoet gaan kom, gaan jou nie lang as die pad. For a reason. So, Shaun, as ek dink aan ou Westbury, en ek leer van die Group Areas Act, ek wonder, hoekom is ons, as kleerlinge, in huise gesit,
wat nie elektrisiteit het nie. Was Western Native Township toe hulle daar gebly het. Ja. Remember, hulle moes uit Sophia Town uitgehaal Ja. en weer Middlelands hulle toegevat, maar toe is daar krag daar. Nou kom het ons, want as ek mooi kyk, die kleerling was tweede in die lyn. Volgens Maar ons het huise gekry wat klaar gedilapidated was. En baie klein. No electricity and very small. very small. Well, we said, Klein kombuis for failure, do you think? Klein kombuis, 'n lang lounge wat ons verdeel het en het nog 'n lounge en 'n slaapkamertjie en dan in my slaapkamer. Klein venstertjies. Die hart was bietjie groot want ek het my pad agter 'n groot gras lawn gehad en voor het ons blomme gehad. En ons toilet was buitekant gewees. Maar dit so verbreid gehad en dit heerlikheid, ek dink dat mense nou, ek sê altyd vir my kinders dat, ons toilet in Western was so skoon, ja, ons het kompetisie gevat, wie se toilet is die skoonste, en die Allstars het wit gebly, al was die strate vol sand. ons het reg gekry, weet ek nie. En wel, Maar ons het ook nie eens die gesien nie as die swart mense het beter huise gekry as ons. Ons het toe ons later maar ons eie generatortjies en wat gekry, om ons fridges aan die gang te hou. En as ons 'n fridge kon afford, en 'n klein black and white TV met battery gespeel, en julle kom sit dit gelyk soos 'n movie house, die een kind was weggejag. Julle het nie ons het kom, jou ma's 'n stukkie vleis, en ons fridge was ook welkom, en julle niemand raak aan nie, because it's die neighbors se vleis. Daar was net die harmonie in Westbury in, wat so beautiful gewees het. Vandag as jy skam om jou neighbor te sê, jou fridge is gebreken nie. Kan jy net die stukkie vleis vir my daar hou? Ek weet nie wat het geword van ons nie. But, dis lelik. If we can just go back, en ons het ons kinders so groot gemaak, and it's getting ugly. Hulle is nou vat nou competitions met hulle karretjies, en wat. So much so, die wat nie genoeg skool geloop het, gaan steel en gaan moor nou, om ook 'n karretjie te hê, short live. nou ons gaan by die lelike kant. Die lelike kant vir my begin daar, as ons pedestrian kotshuise kyk. Ek verstaan die huise sou die hele Westbury gewees het. Ja, dat was die plan. Dis wat ek van wel begin ontmoet het. Ek was jong tyd. Daar was 'n groot vergadering in die Westbury. Die hol wat afgebrand gewees het. En ons het daarop aangedring dat die housing department wat Wilsnag hulle gewees het tyd, Veronica, ek bly in Veronica Kodai name Ja. van Huisstraat daarbo is van hulle staff members. Okay. Ja, die name kom van daar. Toe dring ons daarop aan dat hulle ons soek 'n vergadering met hulle en dit moet sê tyd het die community uitgekom as one, dis nog 'n ander ding. Vandag kan jy 'n belangrike community meeting hê. As hulle hoor wel gaan die meeting chair nie gelyk kan. As hulle hoor is Esho en hy waarin van hom nie wanneer was hy activist. Hulle kom nie, maar jy kom met 'n belangrike boodskap wat ons almal gaan benadeel of bevoordeel. So net destyds was dit, toe het ons mos, REK was al reeds gestig, toe sit Mrs. Daniels, Mrs. Benson, Mr. Billings, al die groot mense, ouer as ek, wat in hy vergadering gewees het, wat die vergadering geroep het met Wilsnag, ek het hulle nie geken, Wilsnag was wat head of the department by housing, toe sê ons vir hulle hoor hierso, daar is 'n pedestrian, julle sien ons mos nie. As eerstens is wat julle weet, dit maak mense siek. Ja. Tweedens, wie het die huise? Hoe was die architect? Want die toilet is lang as die kitchen, wie is ons dan? I mean, julle gaan nie nog huise soos die kom bou. Ons gaan dit nie toelaat. No ceilings,
no No ceilings, geyser. net sulke groot bakstene nie geplaaster nie, Nie geplaaster nie. niks nie. En moenie worry nie, ons het mos nou jare al in Westbury gebly en ons eie huise geïmprove. So most of our houses in Westbury was bietjie geëxtend, ons het krag ingesit. Die enigste verskil van pedestrian was die electric switches. Ja. Dis al, maar dit was erger as ou Westbury. En so het ons die mense geveg en gesê hulle gaan nie. They eventually came and they told us that they will start building REC, Westbury Residents Action Committee. Daar was die Sandhouse, modular, manual wat oorlede is. Ek hoor John Pennigan is ook nou oorlede. Ek en nog 'n hele paar ander mense. As hulle vandag die building constructor was, or die construction company wat het gekry het, was, ek sal by die naam kom, hoor jy as hulle bou, hulle het mos nou 'n plan gekry nie. As hulle af nog 4 o'clock, 5 o'clock, dan gaan REC, dan breek ons hy mure af, is mos nog nat. Die cement is nog rauw, dan breek ons het af. We forced him to come and sit with us. Okay, ons was gearresteer vir dit, Ja. because hy was ons council property, en hulle het nou met die construction company 'n deal aangegaan, en we are breaking die mense kom nou en ons gesê ons soekie die huise nie. They were forced to sit down with us. Toe ons jong mans uit die gevangenis uitkom, op by stadium was ek swanger met my dogter, of nog nie swanger nie, but in any case, kom sit hulle met ons, toe vra hulle ons, wat wil ons sê? Toe sê ons eerstens, die huise het niks privacy en pedestrian. Remember, ons was al klaar 3 generations living under one roof, in die ou Western. As jou man en jou pa, as jy en jou man, want ons het mos nog groot geworden, ons het getrou, nowhere to go. So jy bly daar met jou man en jy kry ook nog kinders. 3 generations living in under one roof. Dus sinds nie, ons daar is wil ons nie, want ons kan nie daar kan bly met ons ouers nie. En daar is ook nie plek om te bou in die jarte nie. To say that, okay, I'll build in the yard. En jy het die voorsiening gemaak vir ons as subtenants. Op hy tydstip, toe is hulle besig om waterval te bou. En ja, ons het mure gebreek, hulle toe kom stil sit, toe wys hulle ons 'n plan, toe sê ons is nie happy nie, ons het ons eie argitek, Jeff Stacey, Ja. van UJ at the time. Kom hy sit hy, kry ons nou argitek, ons het ook 'n town planner gekry, wat ons nou kan help, hoe gaan die pype lê, waar gaan ons waters vanaf kom, en al die, en op die manier, toe submit ons nou die planne wat Jeff Stacey opgetrek het, aan die City Council, en toe kon ons huise bou. Dat meer huise ingekom dan. Ja. Die eerste 12 huise wat hulle gebou het, ek moet net iets sê, en toe beland ek nou in die gevangenis, hoogswanger, 8 maande swanger my dogter. Toe wil hulle dit nog vir Rouse students gee. She wanted to sell it to Rouse. Toe sê ons, wat? Rouse students gaan nie hier kom bly nie. Ons is subtenants, ons bly in ons ouers huise. Ons gaan daar trek. Toe trek ek was een van die 12 families wat met krag aangetrek het. My hele meubels gevat, ingetrek. Toe kom die polisie te vang ons, word ons gevang vir trespass. Ek leed toe daar in John Foster Square met die groot mag, ek sê, ek is fyn. Ek kan sit op die harde bank die hele nag. Maar daar wat my ma is, voel sy nou net, ek gaan dit ding oorkom, but I'm doing it for a cause. We're fighting for our rights as a community. Nou, ons gaan nie meer laat hulle ons net gee wat hulle wil. Ons is baie dankbaar vir die electricity, because like times they've also forced them from taking us away from the coal stoves and the wood and the primer stoves wat ons mee groot geword het en hy type dinge. En, maar ons soek nie pedestrians en type homes nie. So ja, opgesluit, die judge, dat ek opkom, mevrou, het jy in die celle geslaap?
Ja, edele. Wat is julle story to sê ons nou vir hom? Dis ons story, ons subtenants. 3 generations living in one household en die council sien ons nie en hulle wil weer vir ons sulke huise bou. Jy weet, hy was so sympathetic towards as die magistraat. Hy sê, kyk, ek wil net vir julle sê, as ek 'n groot plot gehad het, dan het ek vir julle almal huise gebou. Maar gaan nou terug, gaan al julle meubels uit die property uit, want dit is julle se nie, as council property. En moenie trespass nie, want julle gaan nie so 'n nice judge kry soos ek nie. Julle kan tronkstraf kry vir trespassing. En toe gaan ons, toe kom die Ebenezer Kerk, toe kry hulle vir ons tente. Toe bly ons in die tente. Seker oor 12 maande, terwyl hulle waterval klaar gebou het. En op so 'n manier het baie van die subtenants flats gekry. En toe kon ons se ouers nou en huise wat Jeff Stacey hulle opgetrek het intrek. Toe is daar nou weer 'n gedeelte van die huise wat hy opgetrek het, wat nou more modern is, die kombuise bietjie groter, maar dan koophuise geword. En wel hulle huise mos. So I moved out of there and I applied vir 'n koophuis. Maar jy moes in 'n sekere financial bracket geval het to qualify. But it was rent to buy, rent to own agreement. And well, you guys were a civic organization led by women. Right, Women were on the forefront of the fight. correct. We would have been in homes with no ceiling, no geyser, no plastering. As jy by die een huis staan en almal se huise se deure is oop, dan kan jy regter sien tot daar bo toe. That's how low-level those houses were. Correct. And well, do we still have leadership? The politics, the church, community organizations. I am so hurt by that there is no leadership at the moment. As elkeen vir homself en God vir ons almal. I'll tell you why. The church, whether they like it or not, have become a money machine. Jy moet offer, jy moet die, jy moet die, jy moet dit. Hulle dans, hulle die, hulle die, hulle dit, en jy hoor net die pastoor het 'n nuwe kar. Toe die skietery so in Western aangaan, was baie kerke toe gewees, daar was die kerke nie aan. Die predikante is bang, en die lede van die kerke is ook bang om uit te kom. Politics will only come out to benefit votes. Now the nice thing van a civic organization, and that is what we need to start again. As mense van verskillende backgrounds, but a civic organization is apolitical. Ons kom daar net vir een ding, and that is to serve our community. Not getting paid, you do it voluntarily. Your heart is there, you want to do it for your people, you want to improve the lives of the people. Moenie vergeet nie, ek sit vandag hier maak het kinders en my kinders het ook kinders. En om te beklei vir 'n verandering wat jy kan vandag maak. Want jou kinders gaan ook verander, die dinge dan in 2000 gebeur. Ons is nou in 2030 of 2050. Yeah. Hoekom het die mense dan nie beklei vir die ding, they were happy with it. So let's be happy with it, laat het net so bly. Yeah. So die dinge wat nou nie reg is, as a civic, without any political interference, without churches wanting just to be available, that yes, you can use, because we used a lot of churches those days Yeah. to help us. Played a big role. Big role. The churches were open for us for our meetings and things like that. I don't see that anymore. In some churches today, if you want to use their space, dan moet jy die predikant iets gee. Met funerals ook. Dieselfde. Ons moet terugkom met ons mindsets van it's all about money.
Because ek moet sê, it was all about improving the lives of all of us. When money het nie so groot rol gespeel. But now, Due to all evil. until now at least we have political parties specifically for our people. Just like you have like the Freedom Front parties and parties looking after a specific community of people. Are we not going in the right direction? I don't think so. I'll tell you why. 1994 was made as a rainbow nation, isn't it? Yeah. Our children are now schooling with white, black, Indian, navy, whatever. When they bring children now, or even girlfriends now, it's either a little white girl or a little black girl. But they speak one language. If I say to their child that at your school, there must be colors, you better associate yourself with those colors. Bring ek nie apartheid weer terug nie. Things have changed. Ons het nou wat skoondokters en swart makotties en swart skoonseuns en bla bla bla. En ons het geleer, ons is dieselfde. Kulture verskil, maar mense is dieselfde. So hoekom wil ek nou aan 'n political party behoort? Wat spesifiek net vir my is. Ja, ek het gesien wat die ANC gedoen since 1994. They definitely sidelined the colored communities. Maar daar was 'n deal geklinch met ANC en die colored political parties. Hoekom sê jy so? Remember, if you are not ANC, you would have been DA. Yeah. When there was less political parties registered. So there's I call them the oppressor today, ANC. Could see that if I'm not going to vote ANC, because as a colored person, I will not see because I could feel the pain. How did I feel the pain? Generations, 30 years down the line, there's children that passed matric that just did not get opportunities because of the color of their skin. I'm angry with them. They sidelined us in a bad way. So I would take it, okay, let me maar vote here. But yet, if you look up, they white on the top, a screamorada of a cappuccino. Julle bly net hier op die grond. Toe was dit die right opportunity vir die ANC om die P uit te sê, gaan haal hy colors. What is Skuyten doing? He's singing ANC's praises today because he's aligned to them. So in reality, I feel PA is ANC light because in all the municipalities, you go into a coalition with the ANC, but not with the DA. But anyone also not stand alone. Ek het gedog dan dat the fact that we are represented at least politically by ourselves, for ourselves. But are we really represented? Because now there was a vote in Parliament for the electricity. That is killing us, especially when we are unemployed. Britain went and voted with the ANC. The very ANC that's bringing, the city of Johannesburg, on sukkel, die 200 rand search fee is killing, as jy nie werk nie. Jy moet nou kies, gaan jy nou 200 rand se ligte insit en net 2 units terugkry, want jy skuld hulle nog, of 10 units terugkry, of gaan jy hulle ook brood koop? Pension or not? Pension or not. Okay, alles moet nou met die ESP story, waar hulle sê die ou mense kry 'n beter deal, but daai is die goede wat jy moet voorbeklei. Die ander ding is you go to UJ, a kilometer away from Westbury.
You can count the colored child on your one hand. Dis kinders wat goed slag, maar hulle kan nie, because of their surnames, kry hulle nie bursaries en die en die en dit nie. Ek het by 'n insider van Nefsas gehoor, hoe werk die soon? Jou ma moet 'n cleaner is. Jou pa moet seep gaan koop, wat jou pa moet dood is. As jy met alle eerlikheid daar kom en sê, okay, ek het 'n skroppie by Shoprite, en my man maak die en die en dit, dan sê hulle nee, daar is 'n income dan. Maar as 'n swart kind kom en sê, my grandmother's looking after me, she's a domestic worker. Dan sy kan die by UJ. Van veraf, accommodation, nurses, hulle steek daar op en af, in 'n campus in. En hulle kry mos hulle spending. Dan sien ek op en af hulle dan. Ons kinders kry nie die voorreg nie. Dis waarom teenage pregnancy so hoog is in Westbury. Dis waarom ons kinders klein drugs verkoop. Want hy drugdealer vra nie vir 'n CV nie. Daar's nie exit strategy die skool het nie. Nothing. Die kinders feel hopeless. Jy kan net soveel interviews bywoon, vir hulle nie terugkom na jou toe. Dan voel jy, hey man, ek was seker maar useless op skool ook. As dit die rede hoekom ons manne ons vrouens slaan, is die manne nie frustrated. Ja, most definitely, GBV in onze communities, as uit frustration, dronk word is van stressful relief. Ja. Jy sit daar, en weet jy, wat ek altyd so gevra het vir mens, jy is dronk maar as jy brood in die huis. Ja. People can buy you alcohol, but they can't buy you bread. Not realizing, as die man terugkom, kom hy terug met, asof jy hom nou gat juice gegee het, ek nou gats, om jou te sê, ja, jy voel mos, jy is die breadwinner. En nee, een ding lei na die ander ding. En net as aan moord in die huis, die breadwinner gaan doodgemaak word. Die kinders word groot, hulle sien violence. It's creating so much bad in our communities, die wat die kinders voel. Dis jong kinders wat broodwinners is in die huis, en jy sien die maat, meer respect, sy sit vir hy kind 2 stukkies vleis in, want hy zama hier buite hy hoor rond, hy se drugdealer. Klein kinders. Die pa sit nie daar, hy kyk die movie, hy hom anders afgekap, hy kan nie werk kry nie. But we have schools at least. Schools, onze kinders gaan school toe. Ons maak hulle wakker van, kry aardel, you can't get up, you're gonna be late for school. En as hulle klaar matriek geslaag het, goed. Where do they find a job? The universities are not taking them. Hulle sit by die huis, hulle raak ons moeder. Jy moet weet, die kind was in a system van getting up every morning and doing something. Ja. He had meaning to his life. I'm a scholar. And now all of a sudden, as jy vir 'n jaar by die huis, you become depressed. So met a civic organization, that's where we come in. As a civic unit. Want as gereeld surveys wat ons doen, die wat ons doen, voluntary werk, onze kinders moet dit leer. Because why? Met voluntary werk, begin jy, ons leer jou dingetjies, en jy verstaan waaroor gaan die wêreld. Because it's things that the school didn't teach you, but jy gaan dit nie kom leer. So while you're waiting. And well, no, jagons, we chasing a stipend. I'll tell you why. This must not be never. It's the new thing. A stipend. By 1 year internship. And they take on 10 children. Because the budget can allow them. But to employ all 10 of them is another story. Because it comes now with a lot of other perks that the company, in our current economy that we are in, cannot employ all 10. They maybe take 2. So ek kom weer by die huis sit om nou weer te wag vir 'n ander type internship. And you're lucky if you get it. And in 30 years, if you look at Westbury,
as 'n matriculant wat nie eens die opportunity gekry het vir 'n internship nie. As 'n matriculant wat goed geslaag het. Hulle hardloop nou agter SNM's, asseblief tog as jy 'n kontrak by die hospitaal kry. Ek gaan kom daga maak, ek gaan kom die maak. Dis nie reg. Shaun, you are working with a lot of young people. You're the house father of the rehab center. Auntie Val, we are putting the final touches together for our Hope Restoration Center. We don't believe in drug rehabilitation centers. We believe in restoration. Well, of course, we focus on the substance abuse will be there. Hearing Auntie Val speaking about, we never heard the word drugs from those generations and, the abuse of it and gender-based violence from all that. Die dagarokers was kamp vir hulle mense. They wouldn't do it in front of us. Jy het nie eens die hoof gekry van dat hulle dit ver gaan doen. But they knew each other. Ek hoor as iets in hulle wat hulle mekaar ken. What would you want to ask Auntie Val as we draw into a close? What would you want to ask Auntie Val for this generation of today? Right, I heard Auntie Val speaking about leaders that we don't have leaders today as young people. We don't know how to lead. We've got all this information. I mean, it's lovely hearing Auntie Val talk about the past experiences and triumphs within our community. It's lovely, but we as young colours, we don't know how to lead anymore. What would be your advice for male and female colours on how to lead? Take the step forward in this. A leader goes in and asks questions. I've never used drugs, so I can have all these brilliant ideas of what to do for these drug users. But because I've never used drugs, I don't know what goes through that person's mind. Jy gaan jou antwoorde by mense kry. Do you know how clever they are, some of these drug users? Brilliant minds. And some of them, when they have their fix in, dan praat hulle van, hulle kan kastels in die een bou vir die kinders. Dan is wanneer hulle down kry. I love people. There's an upper and a down. Ek sê wanneer ek weet ek het te sien. Yes. Hulle kan nou die hele huis uitpunt tussen hulle appers. En môre gaan hulle nie opstaan nie, want en baie violent is dit as hulle down is. Dit maak hulle lelik, dit maak hulle aggressive. So my thing for you is, Shaun, speak to them. Hulle die antwoorde lê by hulle. Wat is dit wat hulle wil? Ek hoor 'n drug user wat harder om tyding op te gee as ek en jy. Wat sê I'm your mother, I'm praying for you. That person is praying harder. So it is a matter of just giving them meaning in life again. And let them, while guiding them. Daar moet rules ook is. Want baie van hulle het ons weghou van rules af. Yes, Obedience. That is the most important thing. So daar moet 'n set of rules. Soos die AA. Yes. Back in the day, that's a set of rules. Maar help ons om jou te help. So true, Auntie Val. Yeah. So true. When the addict is high, he becomes astrologist. He knows about the stars and the moons. Yes. He can do. It's so true, Auntie Val. And the problem that we have here, with what you say, is we choose to walk alongside the individual. You know that recovery goes beyond sobriety. So we choose to walk through by the side, by discipleship, and that's what I hear from you. And terwyl the center wants nog 'n basis. Led by a particular woman who started it as a center for abused women and children. And then she found that when she goes into a house and the victim is removed and al die dinge word gedoen, she ends up in the same place. Because my kinders bly by op daai man se huis.
of he's financially, he's the breadwinner. Breadwinner. There's a whole lot of things. Or she will go back because he's paying the school fees. And this leadership of ours, of this center, said I must bring more in. Mr. Lechman, can you come? You want to start your own school? Come on board. Men, the perpetrators also need to be assisted. Because there's a frustrated man out there also. We start Sekwanele men. Yes. There's a troubled youth in the house. We start Youth in Excellence. You know, our women need an exit strategy. So let's set up a barber and a nail technician. And let's train them that when they exit, they become economically empowered and independent. And then we have the substance abuse program. So let's start Zoar Hope Restoration Centers. You have this ecosystem. When someone comes in for education, they have all that. When someone comes in for abuse, they have all that. But God is good for me. I think what He also does for us when you come with a pure heart, He bring those people your way. But gou vind jy uit, die mense doen dit nie vir die regte redes nie. They are here because they want to shine and they've registered NGOs because hulle wil benefit van dit af. En ek kan met brood en melk gaan slaap. Want ek kom van brood en melk en pap en melk en solank ek, weet jy wat gee vir my die grootste joy? As I walk my path, if I could make a difference in one person's life. Not every day. As ek die pad met jou moet loop vir 'n jaar, en as ek terugkyk, en ek sien van waar kom en waar is jy nou, dan sê ek, dankie Here, ek het iets goed gedoen. Dan, jy hoef my nooit te betaal nie. Die dag as jy 'n fiber op het in jou sak en jy is mos strong nie, dan kom jy daar en sê, Antibel, ek het jou koek gekoop en jy gaan my nie, ek gaan hy koek vat. Maar moenie kom met kontant na my toe nie, want ek het nie gekom om ryk te kom word. Ek het ook nie gekom om mense te... Maar die Here gaan vir jou die regte mense gee om mee te werk. Dis van ons wat nie wil flashy cars ry nie, because why ons doen X, Y en Z. Ek kom van die era af. Van ons met ons voete geloop, met ons taxi. Nou en dan as Mr. Lechman nou kar het, hy sien hier loop ek en skiewe Mrs. Daniels, nee. Kom jy, want toe gaan julle? Nie ons gaan doop, toe kom ek gaan nog hy gekry lift. Happy, vandag het ons 'n lift gekry. All in God's plan, want ons laat gewees het vir ons meeting. Maar as ons 'n bus en 'n trein en 'n wat moet gery het ons hom gery. Ons het voorsorg gemaak vir hy. Uit ons eie sakke uit. Ons vra nie eens die mens wat ons gaan help met housing problems. Om te sê, okay, jy moet kom met 'n R50 wat ons het taxi wen. Ek sê, ek am rendering a service to the community. Mense wat ons was altyd gehelp het was mense soos Elvis hulle en Vrole. But daar was 'n kitty, especially Mrs. Daniels en hy kitty, we could trust over that. Ek bring tee van my huis af vir meetings, melk, die armoede gehooi, ene wat biscuits gebak het of hy koek gemaak het, die dag vir 'n meeting, hoe lekker ons die almal eet saam. But it was not about enriching ourselves. But As ek wil ryk geraak het ek die opportunity gehad om my eie besigheid daar by huis te ook nie eens ryk raak, sweets verkoop. Want hy is nog my ooi van brood het in die huis. Sweets en wat. Hulle wil die sweets, hulle wil aan die suburbs gaan bly met die. maar dat is 'n swaar saak, Antibel. Ek gaan 'n goeie voorbeeld gebruik en weet ek waar kom my vraag vandaan. Ek hoor jou hart. Ons kinders is die product van ons gemeenskap. Ons moet nie die verkeerd verstaan. Most definitely. Antibel, you were part of a people who, their states, they deemed it necessary to bring an eye clinic into the community. You knew the conditions of, I only knew I had weaker eyes when I was in, this my second year. I didn't know ek het swak oë gehad nie. You know, they picked it up and then there was a St. John's brought to the Westbury community. Now, the reason why such places are now white elephants is because Ashwin wants the place. Anvel wants, and these are leaders, wants the place. And Sherwin, you wants the place. Almal wat 'n leier is soek. St. John's, for example. And ons benefit nie van St. John's nie because we are fighting Each other. Hoorie, so ek wil net gou die history sê van St. John's as jy my toelaat.
So Mrs. Daniels was die initiator van het. Sy het baie swak oë gehad. Jy weet haar brood gelyk soos the backside of a coke prop. 'n Coke bottle. Ja. En sy moes getravel het. St. John's toe in Soweto en daar was Peruanas daar. So een van die professors wat daar oor gedoen het. Sy het nou vir hom ge-explain wat die probleem het is en vir haar om net hier uit te kom en dis that nie other. So Westbury had vacant land, here, there and all over. So right, is dit nou klaar geklim met wilsnaggele vir die huis, vir die huise, we got it right, kom Jeff, ons gaan nou 'n stukkie grond soek vir 'n eye clinic. Maar daar was baie red tyd. Ons het die stukkie grond gekry waar die mosk nou is. Then we found out that there's water there, poor water. En die moslims het geld gehad en iemand was betaal en die grond van ons afgevat. Dus sê hulle nie, ons kan die stukkie grond agterkry. Wat so 'n nadeel gewees het vir die eikling. As jy van Soweto afkom, no matter hoe mense you explain, waar is die eikling, you got lost. Ja. Dis van mense in Westbury, Bosman, nuclear wat verdwaal het na die eikling toe, but that was it. So here we have a piece of land. Ons het nie geld om nou die eikling te bou. So we went to the Rotary Club. We had Professor Mohammed and then backing us and assisting us, Sister Fernandez and them. So you see, they don't have to be part of a REC. But because we know who you are in the community, jy's ook mos 'n kind van die soil. We go to you, we ask you for advice. Jy sê vir ons, julle gaan hierdeur en daardeur en daardeur. En doen die. And we asked SA Breweries. SA Breweries came through first. Jeff Stacy drew the plan up. They gave us 99,000 rand. Klaar die eikling gebou, ons is excited. Then we went back to the municipality. Die plek moet nou mos geregister word op ons naam. Ons building. Nee, jy was Colours only property. Dus ons no trouble. So we went to St. John's and we told them this is the plan. Very happy they got a 99-year lease to say. St. John's is bankrot gesteel in Joburg in South Africa. Baie St. John's clinics is too. But the buildings most of the buildings weren't theirs. It was a community. So REC is the community's building. What I really envisage now, because we can't make it an island, St. John's pulled out. The building belongs to JPC. And the Skellums. Hulle vertel ons nou, yes, it's their land. Yes, we know it's their land. And you built on our land. So when we come back, your contract ended. Whatever you build on that land is ours. Now the fight is, we need to get together again as a civic and fight JPC and turn that into a youth hub. Togetherness is a joke, Auntie Bell. Togetherness is a joke because that's why we don't have the eye clinic, because Auntie Bell and myself, we can't work together like you've done those days. Okay. There's other buildings as well. There's the old Telkom building. When I hear so quickly that Auntie Bell, for example, would apply for that. And you know what? Then Mr. Letch here. Mr. Letch gaan JPC toe en gaan apply ook nog om die te jeopardize. Yes. Auntie Bell. Instead of holding you accountable once I have it. And come on board. And because why, Mr. Letch, ek glo nog teen ek. Ek het nie al die antwoorde nie. Ek is nie meer youth nie. I need to sit with youth to come up with ideas. If we get this building, what will be the best thing for us to serve you? Wat is dit wat die jeug aan buite kan soek? Maar ek gaan nie duplication maak van wat jy het nie. Want dit gaan ons nie serve nie. Ja. Ek gaan nie nog 'n mashup maak nie. Ek gaan nie nog 'n restoration center maak.
En ek gaan nie op 'n kosse uitdeel en ek gaan ook nie keer daar. Ja, ja. Wat ja. het ons nie in gemeenskap nie? Kan ons met dit begin? Daar was baie challenges wat opkom. Ek nie sterk mense soos julle. Wat dieselfde harte het soos ek. Dat ons uit al die moet terugkry. Vir 'n jeugding. Ek kom nie van myself. En as ek môre doodgaan, dis die Royston se building. Dis Westbury se building. As Letchman môre iets oorkom, is die Letchman se building. En daar is die voordeel van 'n civic organization. Because when you do it for the community. Sodat niemand môre kan ownership nie. En dan, die jong manne wat julle het vandag en jong dames. If we all fall away, they must continue. They must just continue. It's not their building, but they must do. And the needs we had in the 60s and the 70s and the 80s is not the same needs we have now. So hulle gaan doen wat modern is, wat reg is, AI dinge. What have you not wat die community need? Maar ek sê vir jou vandag, as ek dit vir myself wil hê, it's not gonna work. Dit is 'n probleem, soek dit vir onsself. Wat man? Van sport tot kerk tot gemeenskapsorganisasies. Dis hoekom ons van die Die Here kameras sal jou die steek in laat. En elke ding wat ek doen, ek gee vir Letchman met die regterhand en ek hou die kamera aan die linkerhand. Almal moet weet ek het dit vir jou gegee en ek het dit. I do not work with the camera. Ek wil dit sê. Hold on to what you've got. It might not pay much today, but this is what's gonna be a good start for you in the future. Voluntary goede. I'm talking voluntary. And if there is a little stipend for them, let them be. But we need the buy-in of the community to do that. I'm a pensioner. If you start a kitty or a fund without telling me, I will make sure that I at least do the 200. Before I go give it also to my church, I'll rather put it in your kitty. Because you're empowering children, young people, youth. I'll give that money so that I know there's something good going to come out of this. En wel, is different organisasies in die facility, in die building. Right. Gaino weet wat sy goed in is en sy bly daar. Awesome. Dis die ander ding wat ons moet weet, ons het gifts. Ja. En ons moet die gift nurture. Ek kan nie jou gift inwin, dan verloor ek my gift. Because ek nurture nie my gift nie. A gift is like a small baby. If you don't nurture that gift, what you are good in, it's gonna die. Nobody because was diners, because you are gonna fail dismally. Die ander ding is God gee ons drome. Ek weet nie hoe jou droom geëindig nie. So kan ek wel so sê, die goede maak wat jy maak. Zoar is 'n organisasie op hulle eie. Letchman is 'n organisasie op sy eie. I think somehow we started getting it right. That's why we have a podcast. I can verder gaan, but eventually, Auntie Vel, thank you for coming and seeing us and bestowing good blessings over us. I feel so privileged and honored. And I'm grateful. And the other one thing is I want God to bless you from strength to strength. I'm sitting here and I can feel your hearts. I can see that there's still people that feel the way I do. Don't do it for a big man. My belief is your crown you will not receive here. Your crown is awaiting you. And the good things that you do here, as jy instap daar as hy hemel is soos 'n plek hemel, dan sal hulle sien hoe shine hy kroon. Van die goeie goed wat jy gedoen het. They will know who's getting. You're not showing off. We're showing up. And that's the way to go, man. Mr. Letchman, signing off. Show up. Thank you so much.